Ons gaan lees vandag uit Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 11, die gelykenis van die goue muntstukke. Kom ons bid net eers saam. Here, dankie dat ons hierdie erediens in U naam kan begin, dat ons dit ook kan voortsit in U naam, en dat ons dit ook kan eindig in U naam. En Here, alles gaan oor U. U is die een wat vereer word in hierdie erediens. Maar ons kom bid ook dat U deur U woord met elkeen van ons persoonlik sal praat vandag. Here, dat ons, as ons luister na U woord, sal ervaar dat U nie besig is om met ander mense te praat nie, maar dat U besig is om met my te praat. Want so is U woord. U woord is persoonlik. U woord sny in ons lewens in. En ons bid dat dit ook vandag sal gebeur. In Jesus se naam. Amen. Ons lees dan uit Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 11. Terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel, aangesien hy naby Jerusalem was en hulle gedink het die koninkryk van God sou nou enige oomblik kom. Hy het gesê, 'n man van adelike afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan om as koning aangestel te word en dan terug te kom. Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, dryf handel daarmee totdat ek terugkom. Sy landgenote het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê, ons wil nie hierdie man as koning hê nie, maar hy het tog die koningskap ontvang. Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het na hom toe laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het. Die eerste het vorentoe gekom en gesê, meneer, u muntstuk het 10 muntstukke opgelewer. Daarop antwoord hy, mooi so, jy is 'n goeie slaaf. Omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede. Toe kom die tweede slaaf en sê, meneer, u muntstuk het 5 muntstukke opgelewer. Aan hierdie een sê hy, en jy kry die bestuur oor 5 stede. Nog 'n ander het gekom en gesê, meneer, hier is die muntstuk. Ek het dit in 'n doek gebêre. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel. Jy is 'n slegte slaaf. As jy geweet het, ek is 'n harde man, wat opeis wat ek nie belê het nie, en oes wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan sou ek dit by my terugkoms daarom met rente kon getrek het. Daarop sê vir die wat daar staan, van die muntstuk van hom weg en gee dit vir die een wat die 10 muntstukke het. Hulle sê vir hom, meneer, hy het dan al 10 muntstukke. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek hulle koning moet wees nie, bring hulle en maak hulle hier voor my dood. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Geliefdes, as ek moet tel, hoeveel keer ek in my skooljare 'n boodskap van 'n predikant of van 'n onderwyser gehoor het oor hierdie gelykenis, dan het ek 'n vermoede dat my 2 hande nie genoeg gaan wees om te kan tel nie. Vreemd. Hulle het nooit die gelykenis soos wat dit hier in Lukas opgeteken is, gebruik as hulle daaroor gepreek het. Julle sal dit waarskynlik ook onthou. Hulle het altyd Matteus se weergawe gebruik. En in die bekende gelykenis in Matteus 25, dan word daar gepraat oor die talente. En dan het die dominee uiteindelik, as hy nou klaar die gedeelte gelees het en so 'n bietjie daaroor gepraat het,
dan het hy ons almal bang gepraat deur vir ons te sê dat die Here vir elkeen van ons talente gegee het en dat ons daai talente moet gebruik. Selfs as jy net 1 talent het, moet jy dit gebruik, anders wag daar groot moeilikheid op jou. Ons het selfs mettertyd op grond van Matteus 25 se gedeelte allerhande idiome gekry in Afrikaans, soos dat jy met jou talente moet woeker en dat jy nie jou talent moet begrawe nie. En ek het baie keer gewonder, moet ek nou eerlik wees, toe ek daar in standaard 2 na 'n moedelose jaar van klavierlesse wat ek gekry het, uiteindelik besluit het, ek gee nou op, ek gaan nie aangaan met hierdie klavierlesse nie. Het ek myself tog 'n paar keer daarom afgevra, het ek nie myself nou skuldig gemaak daaraan, dat ek my talent begrawe het nie. Ek het myself daarom vertroos daarmee deur te sê, ek het regtig nie 'n talent gekry om klavier te kan speel nie. Maar weet julle, nooit het hierdie dominees wat gepreek het oor hierdie gedeelte ooit vir ons gesê dat dit eintlik gegaan het oor geld nie. Dat dit eintlik gegaan het oor muntstukke nie. Dit het niks te doen met jou aangebore vermoë om byvoorbeeld mooi te kan skilder of om 'n instrument te kan bespeel of om goed in een of ander sport te wees nie. Weereens, soos ons al so dikwels gesien het met die gelykenisse, moet ons 'n bietjie dieper gaan kyk. Daai oppervlakkige verklaring wat ons altyd maar by die skole gehoor het, is nie regtig wat die Here vir ons deur hierdie gedeelte wil sê nie. Daar's 'n baie dieper boodskap wat hy vir ons wil deurgee en wat ons moet aanhoor. Lukas vertel vir ons dat hierdie gelykenis deur Jesus vertel is, omdat hy, soos ons daar in vers 11 lees, naby Jerusalem was en hulle, en dit is nou die disippels, gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Nou ons het hulle 'n paar keer verwys na die besondere betekenis van Jerusalem in die evangelie van Lukas. Lukas 9 vers 51 vertel vir ons dat Jesus vasbeslote die reis begin het na Jerusalem toe. En waarom wil Jesus so dringend in Jerusalem uitkom? Want, so het ons ook al gehoor, en Lukas vertel dit vir ons oor en oor, dit is die plek waar Jesus verhoor moet word. Dit is die plek waar hy moet ly. Dit is die plek waar hy verwerp moet word. Dit is die plek waar hy gekruisig moet word. Dit is die plek waar hy doodgemaak moet word. En daar is nou hierdie dringendheid by Jesus om te reis na Jerusalem, sodat hy hierdie aardse taak waarvoor sy Vader hom gestuur het, kan voltooi, om daar in Jerusalem aan die kruis te sterf, sodat die wêreld gered kan word. Maar dit is asof Jesus se disippels net nie mooi kan begryp waaroor dit werklik gaan nie. Vir hulle is Jerusalem die plek van verheerliking. Vir hulle is Jerusalem die plek waar die koninkryk van God wonderbaarlik gaan aanbreek. En na 3 jaar wat hulle saam met Jesus die pad geloop het, dag vir dag saam met Jesus was, gehoor het hoe hy preek, geluister het na al sy leringe wat hy verkondig het, verkeer hulle steeds onder die indruk dat Jesus eintlik maar gekom het om die volk van Israel te red van hulle vyande. En daarom is hulle so gretig om saam met Jesus na Jerusalem toe te gaan, want hulle dink, nou het die uur uiteindelik aangebreek, nou het die tyd aangebreek, wat die koninkryk van God gaan deurbreek, en waar hulle vyande verslaan gaan word. Jerusalem is vir die disippels die plek waar Jesus as koning gekroon sal word. Maar hulle besef nie, dat die kruis, die kroon, vooraf gaan nie. En dit is wat Jesus vir hierdie disippels van hom wil laat besef. Hulle moet besef waaroor die koninkryk van God eintlik gaan. Nou die verhaal
soos wat Lukas dit vir ons vertel, is 'n redelike bekende verhaal. Dit is so 'n bietjie anders as die Matteus 25 weergawe, maar ons ken tog die verhaal. Ons lees daar van 'n belangrike man, 'n man van adelike afkoms, wat op reis is na 'n ver land toe. En dit is baie duidelik, as ons die gedeelte lees, dat dit eintlik maar gaan oor Jesus self, wat vir die disippels wil vertel, dat hy vir 'n lang tyd gaan weggaan, voordat hy weer uiteindelik sal terugkeer aarde toe, by die wederkoms. Maar in die gelykenis gaan hierdie man dan, en hy roep 10 van sy slawe bymekaar, en hy gee vir elkeen van hierdie slawe 'n muntstuk. En hierdie muntstuk het bekend gestaan as 'n mina. 'n Mina was nie vreeslik waardevol nie, maar hulle sê tog dat dit waarskynlik omtrent 3 maande se daglone werd was. So 3 tot 4 maande se daglone. Dit is nou nie 'n reusagtige groot bedrag wat hy vir hulle gegee het nie. En dan sê hy vir hulle dat hulle hierdie geld moet vat en dat hulle daarmee moet gaan woeker, sodat hulle daardie bedrag kan vermeerder. En dan as hy terugkom, dan moet hulle die muntstuk en dan ook die wins wat hulle gemaak het, natuurlik aan hom teruggee. Per implikasie moet hulle hierdie geld gaan gebruik op so 'n manier dat daar wins gemaak kan word uit dit wat hulle het. En as die man dan wel terugkeer, roep hy die slawe bymekaar en hy vra vir hulle om verslag te lewer oor wat hulle gedoen het met hierdie muntstuk wat hy vir hulle gegee het. En die eerste slaaf vertel dat hy in staat was om daardie 1 muntstuk, daai 1 mina, te vertiendubbel, en hy word dan beloon deurdat hy oor 10 stede aangestel word om dit te bestuur. Die tweede een het die waarde van daai mina vervyfdubbel, en hy kry dan 5 stede wat hy moet bestuur. En die laaste slaaf rapporteer dan dat hy geen wins gemaak het uit daai geld nie. Hy het eerder die geld in 'n doek toegedraai om dit te beskerm, en hy bring dit nou net so terug na die eienaar toe. En dan sê die eienaar vir hom dat hy 'n slegte slaaf is, en hy neem daai muntstuk van hom weg, en hy gee dit aan die eerste slaaf, wat in staat was om dit te vertiendubbel. En nou, soos met al die gelykenisse, kan ons nie anders as om onsself af te vra wie hierdie karakters nou eintlik is nie. Die Duitse teoloog Helmut Thielicke het in een van sy boeke die opmerking gemaak dat ons die gelykenisse eers reg lees as ons dit soos 'n tipe autobiografie lees. In ander woorde, as ons hierdie woorde lees in die gelykenis en ons sê, maar hierdie is eintlik my storie wat hier vertel word. Dit is my lewensverhaal wat in hierdie gelykenis uitgebeeld word. Hy sê eers dan verstaan ons die gelykenisse regtig soos wat dit bedoel is om verstaan te word. So kom ons vra die vraag op 'n ander manier. Wie van hierdie 3 is ek en jy? En wat is dit wat die Here wil hê ons moet doen in hierdie tyd wat ons wag op die wederkoms om plaas te vind? Wat is hierdie geld wat aan God se kinders toevertrou is? Ook aan ons toevertrou is? En hoe moet ons sorg dat dit in waarde vermeerder? Dit is die vraag wat ons moet vra as ons hierdie gelykenis wil verstaan. En as ons wil hoor wat Jesus ook vir ons vandag hierdeur wil sê. Dit is baie duidelik dat hierdie gelykenis betrekking het op die volgelinge van die Here Jesus. Al die slawe is gelowiges, dat hulle almal dieselfde muntstuk ontvang, sê ook vir ons dat hulle almal op 'n gelyke vlak is. Daar's nie een wat 'n bietjie hoër as as die ander nie. Almal is op dieselfde vlak. Elkeen kry dieselfde muntstuk en elkeen kry dieselfde opdrag om te gaan woeker met daardie muntstuk sodat dit meer kan word. Maar wat beteken dit vir ons? Vir God se kinders beteken dit dat aan elkeen van ons geleenthede gebied word om binne die koninkryk van God te werk.
Want, broeders en susters, dit is die simboliek van hierdie muntstukke. Is die geleenthede wat die Here vir ons gee, om te werk binne sy koninkryk, en om die waarde van dit wat ons belê in die koninkryk, te laat vermeerder. As jy 'n volgeling van Jesus is, dan kry jy die geleentheid om iets te doen binne die koninkryk. Om, as ek het so kan stel, saam te werk, sodat God se heerskappy oor die aarde al hoe meer en meer kan word, dat God se heerskappy kan uitbrei dwars oor die aarde, en dat dit hier op aarde al hoe meer kan word, soos wat dit in die hemel is. En wat vir my wonderlik is dat baie gelowiges presies dit doen. Ons sien dit by die eerste 2 slawe, waarvan hier gepraat word, dat hulle daai munte wat hulle elkeen gekry het, vat, en hulle gaan woeker daarmee, hulle maak dit meer, en hulle bring dit terug na die eienaar toe, en hulle gee dit vir hom terug met wins. En ek sien dit in die kerk. Ek sien in die kerk mense wat uit hulle pad uitgaan, om dit wat die Here toevertrou het aan hulle, te vermeerder, om daarmee te gaan werk. Hulle is nie noodwendig altyd op die voorgrond met wat hulle doen nie. Hulle is nie noodwendig op die kerkraad nie. Maar waar hulle is, ervaar jy iets van die liefde van God. God se omgee vir die mense. Iemand het dit vir my verskriklik mooi beskryf in 'n boek wat ek onlangs gelees het. Hy sê dat ons as gelowiges soggens, as ons opstaan, reeds die nuwe dag aan die Here oorgee. En dan dien ons hom deur ons voor te neem om op hierdie dag mense nie te haat nie, maar mense lief te hê. Om aan ons kollegas en ander mense met wie ons te doen het, ons naaste te herken. Om nie ons eie eer te soek nie, maar die eer van ander mense. Om nie te hunker daarna dat ons gedien word nie, maar dat ons dien. Om met ander woorde te leef soos wat Jesus geleef het. Om te doen wat Jesus gedoen het. En mettertyd skryf hy, ervaar ons die vreugde van nuwe vriendskappe en ongekende vrede in ons gemoed en 'n nuwe lewensklimaat begin posvat binne hierdie geloofsfamilie waarin ons onsself bevind. So 'n kort video wat ek en Johanna die afgelope week gekyk het, luister ons na die getuienis van 'n man wat, hoewel hy 'n Christen was en so bietjie betrokke was by die kerk, maar nou nie ernstig nie, hy het nie regtig veel erg aan die kerk gehad nie, hoe hy sy storie vertel. Hy sê hy het eintlik maar altyd so gevoel dat hy 'n bietjie beter is eintlik as die ander lidmate van die kerk. Hy was 'n baie geleerde persoon, hy was 'n advokaat en hy het gedink dat hy so 'n bietjie beter is as die ander mense. En toe op 'n dag kom iemand by hom, die persoon vra vir hom, so uit die bloute uit, of hy nie asseblief sal help om koffie te skink na kerk nie. En hy sê hy was redelik verontwaardig geweest daarmee dat hulle vir hom, wat eintlik 'n belangrike persoon is, kom vra om te kom koffie bedien by die kerk. Maar hy gee toe in, hy sê toe goed, kom ons probeer dit, maar ek sal dit gaan doen. En hy vertel dat hy toe Sondag na Sondag na kerk koffie bedien het. En toe op 'n dag, toe begin hy agterkom by hierdie mense vir wie ek die koffie gee. Ek begin hulle lief kry. En hy begin toe met hulle gesels. En hy begin met daai mense verhouding bou terwyl hy besig is om vir hulle koffie te bedien. En toe op 'n dag besluit hy, maar hy wil nie net koffie bedien nie, hy wil goeie koffie bedien. En hy het aangegaan daarmee, dit het sy bediening geword in die kerk, om goeie koffie te bedien aan die lidmate en aan besoekers. En daardeur het hy reg gekry, dat daar heeltemal 'n nuwe gesindheid begin ontwikkel het in die gemeente.
waar mense daar rondom die koffie mekaar beter leer ken het, vriende geword het van mekaar, waar vreemdelinge, besoekers wat by die gemeente opgedaag het, ingetrek is in hierdie familiekring in, en waar hulle geleer het om mekaar beter te leer ken en mekaar te bedien. En dan vertel hy, toe verander hierdie doodgewone werk wat hy gedoen het om aan die koffie te bedien aan mense, verander toe in 'n hemelse bediening, waar gemeentelede en vreemdelinge almal iets van die liefde van Jesus kon ervaar. En geliefdes, so gebeur dit in die lewens van hulle wat die geleenthede aangryp wat die Here vir hulle bied om diensbaar te wees in sy koninkryk. So gebeur dit wanneer dit ons doel word om iets van die hemel hier op aarde te laat deurbreek. Dit is mos hoe Jesus ons leer bid het, daar in Matteus 6, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Heel prakties in die lewe van daai eerste 2 slawe, is dit presies wat hulle gedoen het, terwyl hulle gewag het op die koms van die eienaar, as hy sou terugkeer. Dit wat hy aan hulle toevertrou het hulle mee gaan woeker, om dit meer te maak. Maar die gelykenis draai eintlik om die derde karakter, die ontroue slaaf. Want die ander 2 slawe het doodgewoon gedoen wat die meester vir hulle gesê het om te doen. Hulle het niks vreemds gedoen nie. Hulle het eenvoudig gedoen wat hy vir hulle gesê het, wat hulle moet doen, wat hy van hulle verwag het. Terwyl die derde slaaf juis nie doen wat sy eienaar van hom verwag het nie. Nou waarom nie? Wat is sy probleem? Dit is baie duidelik dat hy nie sy eienaar se motiewe vertrou het nie. Ons lees dit daar in vers 21. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en oes wat u nie gesaai het nie. Hierdie slaaf bevraagteken dus die nut daarvan om hierdie munt wat aan hom toevertrou is, te gebruik tot die voordeel van sy eienaar. En dis in elk geval asof hy voel dat hierdie enkele munt wat hy gekry het, te min is om regtig 'n verskil mee te maak. En daarom besluit hy om daai munt in 'n doek toe te draai en dit daar te bære. Maar wat ons ook by hom raak sien, is dat hy te bang is om te waag om dit wat aan hom toevertrou is te gebruik. Hy is doodtevrede daarmee om met sy lewe aan te gaan soos wat dit altyd was in die verlede. Om dag vir dag maar net voort te gaan, sonder om ooit te waag, sonder om ooit te kyk, wat kan gebeur as hy sou begin om vir God te vertrou. Dan nou eerder hierdie muntstuk in 'n doek toedraai en dit veilig bære, as wat hy die risiko loop, dat hy dalk iets gaan verloor in die proses. Die Engelse het so 'n uitdrukking, hulle sê, he played it safe. Dis die veiligste om te doen, is om dit wat ek ontvang het, toe te draai en te bære, en niks verder te waag nie. As jy niks doen nie, is daar geen risiko dat jy dalk 'n fout kan maak nie. Daar's geen risiko dat jy dalk iets kan verloor nie. En in die kop van hierdie derde slaaf is dit wat hy aan dink. Hy besluit, dis beter om niks te doen nie. Dis beter om daai muntstuk in 'n doek toe te draai, as wat dit is om die risiko te loop van hierdie muntstuk gebruik soos wat daar van my verwag word. Nou sy verskoning waarom hy niks met die muntstuk gedoen het nie, klink dalk geloofwaardig. Hy sê dis 'n harde baas vir wie hy werk. Dit klink dalk geloofwaardig. Maar vir sy eienaar
is dit voor die hand liggend wat die probleem is, die eintlike probleem. Hy is, volgens vers 22, bloot 'n slegte slaaf. Die ander twee was goeie slawe, en sy eienaar sê vir hom, jy is 'n slegte slaaf. In teenstelling met die ander slawe, weier hy om te doen wat sy eienaar vir hom beveel het om te doen. Die een het die waarde van die muntstuk 10 keer laat groei, die ander een 5 maal, maar hierdie een het niks gedoen nie. Hy het doodgewoon sy eienaar se opdrag geïgnoreer. Nou geliefdes, hierdie is net 'n gelykenis. Daar was nie regtig so 'n man van adelike afkoms soos wat hier vertel word nie. Daar is nie regtig so iets gewees van dat hy 10 slawe geroep het en vir elkeen 'n muntstuk gegee het nie. Of was daar dalk wel so 'n persoon? Want is dit nie presies wat die Here Jesus gedoen het nie? Het Jesus nie aan sy kerk hier op aarde die koninkryk van God toevertrou nie, selfs die sleutels tot die koninkryk van God toevertrou nie? Het Jesus nie vir my en vir jou vertrou om deur die geleenthede wat hy oor ons pad bring, die hemel hier op aarde te laat deurbreek nie? Het Jesus nie vir my en vir jou vertrou dat ons sy liefde hier in die wêreld sal indra nie? Het jy regtig gedink dat om Christen te wees beteken dat jy lekker kan terugsit in jou gemakstoel en jy weet dat jy eendag na jou dood by die Here sal wees? Dit kan tog nie, dit mag tog nie. Ons word tog nie gered net sodat ons die ewige lewe kan kry nie. Natuurlik dit ook, dis belangrik, maar ons word ook gered. So vertel hierdie gelykenis vir ons, sodat ons kan saamwerk om God se koninkryk hier op aarde te laat kom, terwyl ons wag vir die wederkoms om plaas te vind. Een van die boeke wat waarskynlik die grootste invloed op my gehad het om iets te verstaan oor die taak van die kerk hier op aarde, is die bekende Rick Warren se boek The Purpose Driven Church. Nou Rick Warren is die pastoor van 'n gemeente, die gemeente Saddleback in Kalifornië, en hy is voortdurend besig om sy lidmate uit te daag, om die vermoëns en die gawes wat die Here aan hulle toevertrou het, te gebruik in diens van die koninkryk van God. En daar's verskriklike mooi verhale wat uit daai gemeente vertel word. Maniere wat hulle prakties doen wat die Here van hulle verwag. Onder andere een van die verhale wat my aangegryp het, was die van 'n klomp motorwerktuigkundiges wat besluit het hulle gaan ou voertuie in die hande kry, dan herstel hulle die voertuie, en as hulle dit klaar herstel het, dan gee hulle dit vir lidmate wat nie genoeg geld het om hulle eie voertuig te koop nie. Elkeen wat nie 'n kar het nie, kan gratis by die kerk 'n kar kom kry, wat deur hierdie motorwerktuigkundiges herstel is. Ander lidmate het gesê, hulle sal die verantwoordelikheid op hulle neem om siek mense in die hospitale te gaan besoek. Ander mense het gesê, ons wil met die jeug werk, en hulle het 'n geweldige groot jeugbediening aan die gang gekry, en later ook 'n kinderbediening daar aan die gang gekry. En hulle doen presies wat die Here ook van ons vra om te doen. Raak betrokke, doen iets met dit wat die Here vir jou gegee het, om van die wêreld waarin ons leef, iets van 'n stukkie hemel te maak. Of jy 'n motorwerktuigkundige is, en of jy 'n regsgeleerde is, en of jy 'n verpleegster is, of iemand wat net 'n passie het om ou mense te besoek, of iemand wat 'n passie het om met jong mense te werk,
of sommer net iemand wat 'n passie het om koffie te bedien. Almal word aangemoedig om binne en buite die gemeente 'n verskil te maak in mense se lewens. Rick Warren het 'n uitdrukking wat ek ook self partykeer nog al gebruik het. Ek weet ek het dit ook al hier teenoor sekere mense in die gemeente gebruik. Got the vision, got the job. As die Here vir jou sê, gaan doen iets, gaan doen dit. Dis nie nodig dat jy eers kerkraad toe kom en vir die kerkraad toestemming vra, maar ek wil hierdie ding doen, ek wil siek mense gaan besoek, of ek wil mense in die aftreeoord gaan besoek, of wat ook al, op een of ander manier nie. Dis nie nodig om toestemming te vra om dit te doen nie, gaan doen dit. Want so jy dan presies op, soos wat hierdie eerste 2 slawe gedoen het. Maar wat vir my opvallend was om te besef dat hierdie woord wat die eienaar teenoor die 3de slaaf gebruik het, toe hy vir hom gesê het, jy is 'n slegte slaaf, dat die oorspronklike betekenis van die Griekse woord nou, eintlik weer die betekenis het van hoe ons oor mense voel, wat nie getrou is nie. Miskien kan ons 'n voorbeeld noem, jy kom in een of ander staatsdiensdepartement in, miskien by binnelandse sake, of by die lisensiekantoor, of waar ook al, en jy kom daar voor 'n persoon te staan, wat na jou mening onbekwaam is om die werk te doen, of bloot nie lus is om die werk te doen nie, wat eerder maar op die selfoon sit en speel, as wat hulle die werk wil doen, en dan sê jy vir jouself, in jou gemoed, hierdie persoon is onbekwaam, hierdie persoon is nutteloos, hy's 'n nul op 'n kontrak, hy's onbevoeg om hierdie werk te doen waarvoor hy aangestel is by hierdie plek. Kom ons wees nou maar eerlik, ons almal het al daai ervarings gehad, ons almal voel so oor mense wat in poste is, wat ons voel, maar hulle doen nie hulle werk wat hulle veronderstel is om te doen nie. Maar hoor hier, dis presies wat Jesus sê van mense wat deel is van die geloofsfamilie, wat deel is van sy kerk hier op aarde, maar wat nie bereid is om dit wat die Here vir hulle gegee het, om die geleenthede wat die Here vir hulle gegee het, te gebruik in sy koninkryk nie. Dis die woord, daai selfde woord wat ons gebruik teenoor sulke mense, is die woord wat die Here gebruik teenoor mense wat sê ons is deel van die kerk, maar ons is in die kerk sodat ons gedien kan word, in plaas daarvan dat ons ander gaan dien. Ons is deel van die kerk sodat die kerk aan ons allerhande goeie dinge kan doen, maar ons stel nie belang om dieselfde aan ander mense te doen nie. Ons wil liefde ervaar in die kerk, maar ons wil nie liefde uitdra in die kerk en ook buite die kerk nie. Presies dieselfde woord wat Jesus gebruik oor sulke mense wat in die kerk is, maar wat nie die geleenthede wil gebruik wat die Here vir ons gee nie. Broer en suster, gaan werk met dit wat die Here aan jou toe vertrou het. Kom maak 'n verskil in die kerk. Kom maak 'n verskil in medegelowiges se lewens. Gaan maak 'n verskil in die wêreld. Laat deur dit wat jy doen, deur dit wat jy sê, deur die manier wat jy optree, deur jou gesindheid, of dit teenoor gelowiges is en of dit teenoor ongelowiges is, dit maak nie saak nie. Maar laat dit net duidelik word dat jy die lewende Here hier op aarde verteenwoordig. Gaan werk net 'n bietjie met dit wat jy het, om God se koninkryk hier op aarde te laat kom. God se heerskappy
hier op aarde te laat deurbreek, terwyl ons wag dat die Here Jesus terugkeer. Amen. Here, vergewe ons elke keer wat ons 'n geleentheid deur ons vingers laat glip om u koninkryk hier op aarde te laat kom. Vergewe ons as ons verkeerd gedink het oor die verwagtinge wat u van ons het. Vergewe ons elke keer wat ons geleenthede wat oor ons pad kom eerder veilig wegwerk en maar net aanbeweeg met ons lewens, sonder dat dit 'n duit verskil maak in iemand anders se lewe. En nou, Here, bid ons dat u vir ons oë sal gee wat hierdie geleenthede kan begin raak sien. Dat die geleenthede en die vermoëns wat u vir ons bied, aangewend sal word, sodat u heerskappy hier op aarde kan aanbreek en uitgebrei word. Dat ons hier waar ons woon 'n stukkie hemel op aarde sal verkondig. Deur dit wat ons sê en deur dit wat ons doen. En Here, elkeen van ons, soos ons hier sit vandag, het geleenthede gekry. U gee dit vir ons. Help vir ons net om dit raak te sien en gee vir ons die gewilligheid om dit te gebruik tot u eer. Ons vra dit in Jesus se naam.